sy wonderlik kan ek het 'n kort gedagte vanaand wat ek hierdie huismense wat ons hierheen genooi het. Ek wil hulle hierdie woord vandag voorhou en ek vertrou dat hulle seën uit hierdie woord net sal put. 1 Samuel 25 waar Dawid sy dienaar stuur na die huis van Nabal met 'n offer. Dawid reik uit na Nabal toe. Nabal aan die ander kant wys Dawid se besoek en sy aanbod van die hand. Nabal sê Dawid, wie is jy? Ek stel nie belang in die goed wat jy offer, maar hoor wat sê die woord van die Here. Ek wil lees, prys sy wonderlike naam. Toe Dawid in die woestyn hoor dat Nabal sy skape skeer, stuur Dawid 10 jongmanne en Dawid sê aan die jongmanne, trek op na Karmel en gaan by Nabal en vra hom in my naam na die welstand. En so moet julle aan die welvarende sê, mag dit goed gaan met u, sowel as met die huis, en goed gaan met alles wat u besit. Mag dit goed gaan met u, met die huis en met alles wat u besit. Dis Dawid se besoek aan Nabal. Dawid kom en hy sê vir die dienaars, gaan sê vir Nabal, Dawid laat weet, laat het goed gaan met Nabal homself, met sy huisgenote en met alles wat aan hom behoort. Mense, kan jy so dom wees, dat jy sê, wie kan Dawid wees? Ek stel nie aan hierdie goedheid belang. Nabal sê Dawid, ek stel eenvoudig nie belang dat het met my God moet gaan, met my huisgenote of met al my besittings. Ek stel eenvoudig net nie belang nie. En daar is vandag die gezondheid waaronder die mense lewe aan God se goedheid, sy genade. Mense, wys dit eenvoudig net van die hand. Jehovah. Jy moet die gedagte mooi verstaan. Nabal vra nie daarvoor nie. Dawid besluit net om 'n offer te bring aan die huis van Nabal. Soos God het goed gevind het om sy seun te stuur as 'n lewende offer, sodat mense gered kan word. Die volk het nie gevra nie, maar God nog steeds het hom gestuur. Sonder dat Dawid, hier kry ek prysie, Dawid besluit net uit te begaan aan Nabal, en daarom wil hy dit moet met hom goed gaan. Maar Nabal sê nee, wat Dawid, wie is jy nou? Dat jy so oor my kan besluit. En ek wil vanaand vir die kinders sê, sonder mens, God het het goed gevind om sy seun te stuur, sodat dit met jou ook goed mag gaan. Ek weet nie wat jy vanaand nie, gaan jy die gesindheid van 'n Nabal aanneem, en God se besoek vandag weer van die hand wys. Ek kan verder lees, die Bybel sê, sy vrou sien sy dwaasheid. Want die bedoeling van nou toe Dawid omdraai,
toe verander sy seunoffer onmiddellik aan 'n vervloeking. Die Bybel sê toe die dienaars terugkom en sê Nabal, wil jy dit moet goed gaan nie? Toe sê Dawid, gryp julle swaarde, sit dit aan die heupe, ons trek op om Nabal dood te gaan maak, want hy die offer van goedheid geweier. En ek bring vanaand vir jou op, dit is een van die hardste waarskuwings wat jy al ooit gehoor het. As jy vanaand hierdie seënbesoek van God wegwys, mag dit gebeur dat jy 10 dae van nou af kan sterwe. Jesus, ons Lees om die Bybel sê, nadat Abigail gekom het en vir Dawid gesê het, ek wil 'n geskenk aan jou bring, sodat my man se lewe weer gered kan word. Die Bybel sê net 10 dae daarna, toe sterwe Nabal. Die dood hy, wat was sy vrou? Hy het gedood die dood van 'n dwaas, soos wat sy naam beteken. Ek weet wat gebeur 10 dae na vanaand. Maar ek sê vir jou 10 dae nadat Nabal die seun van God weggewys het, toe haal die doodman en hy sterf die dood van 'n dwaas. Dis hoekom dit so gevaarlik is as God 'n mens besoek. As God sy dienaars uitstuur, soos Dawid sy dienaars uitgestuur het. Dawid het nie self gegaan nie, soos hy wil hê God moet self kom. Dawid het sy dienaars gestuur om vir Nabal te laat sê, die koning laat weet, mag dit met jou goed gaan, met jou huis en met alles wat jy besit. En hier staan God se dienaars vanaand. En hulle bring 'n boodskap om vir jou te sê, die Here Jesus sê, kom leer van my. My las is lig en my juk is sag. Kom leer van my las. Die las wat jy dra, wat swaar is nie die las van die Here nie. Want die Here sê sy las is lig en sy juk is sag. Ek nooi jou vanmiddag. Ek maak vanmiddag soos Dawid gemaak het. Ek maak aan jou 'n offer. Kies die Here vandag, sodat dit met jou goed mag gaan, met jou huis en alles wat jy besit. Ek bring vanmiddag vir jou 'n offer, maar hou toch 10 dae van nou af ook in gedagte, as jy die vredesoffer van God vanaand van die hand kan wys. Ek weet jy het nog so 'n boodskap gehoor nie. Ek sien jy redeneer in jou hart. En jy sê vir jouself dat die man is nou bang praat. Ek sê ek praat toe nie bang nie. Ek bring vir jou 'n vredesoffer. Moeder, hoor my reg vanaand. Ek bring vir jou 'n vredesoffer. Soos Dawid vir Nabal gestuur het, 'n vredesoffer. 'n offer van groot seën. As jy die offer aanvaar, Nabal, dan sal dit met jou goed gaan. Sowel as met jou huis en alles wat aan jou behoort. Maar dank die Here vanaand dat jy nie so dom sal wees en die vredesbesoek van die Here, die seën besoek van God vanaand van die hand gaan wys nie. Bybel sê toe Dawid die boodskap hoor, toe sy bly. 'n man wat teen sy party belang gestel het om te sê, ek bied jou die seën van die Here. Hy's bly toe hy hoor Nabal het gesterwe. En dis waar Jesegiel my bekommerd maak, terwyl die God van liefde jou vanaand besoek, sê in Jesegiel aan die dood van 'n goddelose, het God geen behaag nie. Aan die dood van 'n sondaar het die Here nie behaag nie. Maar hier kom ons vanaand met 'n vredesoffer. En ek kom sê vanaand vir hierdie moeder
En vir hierdie huisvader, dankie dat julle ons aangeroep het om hierdie vredesoffer tot binne julle bereik te bring. Maar alles hang vanaand af. En 10 dae hiervandaan, ons weet nie, dis nie ons bede dat dit moet gebeur nie. Maar die Bybel sê net 10 dae, nadat Abigail weer aan sy versoeningsoffer gebring het, toe sterwe Nabal die dood van 'n dwaas. Ons nooi jou vanaand, vriend. Ek weet jy's daar waar jy hoor, dat niemand gaan verlore nie. Ek weet jou prediker preek dit vir jou, God het jou te lief. Maar ek bring 'n boodskap, die liefdevolle God besoek jou vanaand. Maar bietjie later, as jy sy besoek van die hand wys, kan die Tina se stoppel vir die vuur van God wat aan die kom is. Dit verander nie dat God nie vir jou meer lief is nie. Hy straf net jou sonde. Here, ek prys U. Hy vra watter vader het sy seun so lief, dat hy hom nie digtig nie. Hy wil vanaand uitnodiging maak. Dankie vir die wat die woord geluister het. Ek hoop vanaand jy het seën dat jy die woord het gepik. Die geheil en